GGF en GGD. GGF staan vir grootste gemene faktor en GGD staan vir grootste gemene deler. Hierdie twee beteken presies dieselfde. Jy moet bewus wees van albei se name. Faktore is nou weer getalle wat ons met mekaar maal of vermenigvuldig om 'n spesifieke getal te kry. Kan jy onthou watter soorte faktore kry ons? Ons kry gewone faktore, priemfaktore en saamgestelde faktore. Nog iets wat belangrik is om hierdie uit te werk is, jy moet jou deelbaarheidsreëls ken. Daar is twee metodes wat vir ons wys hoe om by die GGF of GGD van getalle uit te kom. Die eerste metode gebruik ons wanneer getalle kleiner is en makliker is om uit te vind wat al die faktore is. Hierdie is 'n maklike metode, maar dit kan ook baie tydsaam wees. Ek stel voor jy begin met hierdie metode totdat jy dit onder die knie het. Stap 1 is om die faktore van die getalle uit te skryf. Die tweede stap is om te kyk wat is in gemeen en in die derde stap kyk ons watter een van hulle is die grootste. Ons voorbeeld, wat is die GGF of GGD van 16 en 24? Ons eerste stap is om die faktore uit te werk en neer te skryf. Faktore van 16. Onthou, ons skryf dit in krulhakkies. Faktore van 16 is 1 en 16, 2 en 8 en 4 mal 4. Sluit die krulhakkies. Faktore van 24 is nou weer 1 en 24, 2 en 12, 3 mal 8, 4 mal 6. Nou is stap 2 om te kyk watter faktore is in gemeen. Ons gaan sommer uithaal wat nie in gemeen is nie. 3, 6, 12, 16 en 24. Kyk, albei se gemene faktore is nou oor. 1, 2, 4 en 8. Stap 3 is om te kyk watter van hierdie gemeenskaplike faktore is die grootste. Dit is 8. Die GGF of GGD is 8. Die tweede metode word meer gebruik wanneer ons met klomp getalle werk of wanneer die getalle groter is. Wanneer jy die metode verstaan, is dit baie vinnig om te gebruik. Jy gaan weer die getalle se priemfaktore uitwerk en dan die GGF of GGD bepaal. Ons voorbeeld, wat is die GGF of GGD van 4, 8 en 16? Ons gaan nou 4, 8 en 16 uitdruk as 'n produk van priemfaktore. 4 se priemfaktore, 4 gedeel deur 2 is 2 en 2 gedeel deur 2 is 1. 8. 8 gedeel deur 2 is 4, gedeel deur 2 is 2, gedeel deur 2 is 1. En 16, 16 gedeel deur 2 is 8, gedeel deur 2 is 4 en 4 gedeel deur 2 is 2, 2 gedeel deur 2 is 1. Ons skryf dit nou uit as 'n produk van priemfaktore. 4 is 2 mal 2, 8 is 2 mal 2 mal 2 en 16 is 2 mal 2 mal 2 mal 2. Skryf dit onder mekaar sodat ons mooi kan sien wat pas by wat. Ons gaan nou die GGD of F uitwerk. Hier moet ons kyk watter faktore kom by al die getalle voor en ons skryf net daar die faktore neer. Ons sien in al drie is daar die eerste 2. Hulle is gemeenskaplik, so ons gaan 2 maal. Nou is daar nog 'n 2 wat gemeenskaplik is by al drie. Ons gaan hom ook bysit. Die derde 2 is net by 8 en 16, so ons kan dit nie gebruik nie. En ons kan ook nie die laaste 2 van die 16 gebruik nie, want hy kom nie by al die getalle voor nie. Die GGF, GGD is 2 mal 2, dit is 4. Kan jy die GGD of F van 10, 25 en 60 nou uitwerk, deur hulle eers as 'n produk van priemfaktore uit te druk? Probeer gou self en dan gee ek jou die antwoord as jy klaar is. Jy kan pause. Hier is die antwoord. Die priemfaktore vir 10 is 2 mal 5, vir 25 is 5 mal 5 en 60 sin is 2 mal 2 mal 3 mal 5. Ons skryf hulle onder mekaar en groepeer. Wat sien jy? Net die 1,5 kom gemeenskaplik by almal voor. So die GGD of die GGF is 5.